Wat is trauma? Wat beteken trauma? Trauma means wound. Trauma means unresolved. Met ander woorde, unresolved beteken I have not sorted it out yet. It is not resolved. Dit is nie opgelos nie. Dit simmer nog in my. Dit simmer nog in my selle. Dit is nog in my lewe. Wanneer ek aan dit dink, voel ek dit in my liggaam. Wanneer ek aan dit dink, het ek 'n fisiese reaksie. Wanneer ek aan dit dink, is ek nog ontsteld en my liggaam maak so. So, die trauma journey was baie interessant hierdie enetjie. En ek dink nie eers ek het by die poppie gestaan in hierdie een nie, want ek het vir julle letterlik fisies gewys hoe jy jou kante moet seël en moet tap aan die kant. Trauma means unresolved. And anything that remains unresolved remains a problem. En in hierdie hero journey het ek eintlik vir julle 'n paar belangrike boodskappe wat ek nou gaan saamvat. En dit is, niemand gaan jou kom red nie. Jy moet jouself red. Niemand gaan jou op die trein sit nie. Jy moet self jou kaartjie koop. Jy moet die hero in jou eie lewe wees. Anders gaan mense jou bly teleurstel. Dit vat een brawe hero in 'n bloedlyn om op te staan en te sê, hierdie bollie stop hier. Trauma kan 7 generasies terug in die DNA gesien word en 7 generasies vorentoe en die DNA herstel word. The sins of the fathers will fall on the children, maar wat hulle nie vir julle sê nie is, if family curses and trauma can run in a bloodline, then so can the healing. So hero gaan oor hoop. Hero se ouerkamer het gegaan oor daar is hoop. En in hierdie journey moet ek die trauma resolve. En ek moet die trauma konstant resolve. Ek moet die trauma konstant uit my liggaam uitkry. Jy kan nie trauma uitpraat nie. Jy kan nie trauma uitpil nie. Jy kan nie trauma uitredeneer nie. Jy kan nie vir iemand anders besluit hoe hulle trauma gelok het nie. Trauma lok in die selle, en wanneer jy aan daai situasie dink, of in dieselfde situasie jouself weer bevind, of iets gebeur met jou, dan lok jou rooi brein op 'n manier waarvoor jy nie verantwoordelik is nie. Wat jou verantwoordelikheid is om 'n hero te wees en te sê, dit het gebeur, dit is nie lekker nie, dit was nie lekker nie. Ek moet die hero in my eie lewe wees en opstaan en die bed vat langs die pad van Bethesda en ek moet die water roer en ek moet myself help om uit hierdie trauma te kom. En weet julle wat? Wanneer ek myself kan help en ek weet hoe my liggaam werk en ek weet wat ek moet doen, kan ek my kind help, kan ek my mense om my help en net deur die hero in my eie lewe te wees, gaan ander mense kyk en sê, yo, I want what she's got, wat doen jy? En ons spit nie in mekaar se tuine nie, maar ons skyn ons lig soos Florence. En ons hou ons lampie, en ons is diamante wat skitter. En ons ry daai trein. En op die einde van die dag, weet julle wat? Ons is almal al deur trauma. En trauma moet geresolve word. As jy trauma nie resolve nie, sal dit lok in jou liggaam, en jou liggaam gaan begin skree met depressie, angs, auto-immuun, kanker, ernstige siektes, koprase, dis regtig. Ek kan dit vir julle met die data bewys dat 90% van alle siektes is trauma en skok verwant. Party mense kry so 'n groot skok, hulle word dadelik 'n diabetes. So nou wil ek vir julle sê dat dis baie moeilik om met 'n persoon in PTSD te werk. Dis baie moeilik om met 'n persoon te praat wanneer hulle in trauma is. So daarom het ek in hierdie journey vir julle praktiese goed gewys. Om die trauma net eers uit te kry met die beweging, want wanneer die trauma uit die liggaam uitrelease, dan skakel die groen brein aan, die rooi brein skakel af, en dan kan die persoon met my begin kognitief redeneer. Ek wil net vir julle een ding sê vandag.
En dit is, wanneer die lewe my vat, en hy vat my gereeld, kyk ek in my kind se oë. So, ek kyk in my kind se oë, en ek weet, dat die Vader het daai kind vir my gegee, en hy is my verantwoordelikheid. En hy kyk vir my, en hy kopie, en hy puist. So wanneer ek wil opgee, wanneer ek van die trein wil afklim, wanneer ek nie wil deurdruk met 'n video nie, want ek het baie embarkies in die Grace Journey verloor, toe ek by die een spesifieke video kom waar ek gepraat het oor my oupa en my ouma se verlies van hulle kind. Die embarkies kon nie gaan en fathom dat hulle kinders kan doodgaan nie. You have to feel it to heal it. You have to be a hero. You have to be brave enough to go into the vortex en sê, hierdie dinges moet nou stop, hierdie bollie moet nou stop. So wanneer die lewe my ook vat, en ek gaan deur my dark nights of the soul, soos ek het noem, dan kyk ek vir my Marcus, en ek sê vir myself, al die wellness, die battles wat jy nie nou fight nie, gaan hy moet fight, vir jou, want jy wou nie. Die dinge wat jy nie nou gaan resolve nie, gaan hy moet resolve. Dit wat jy nie nou wil feel to heal nie, gaan hy moet feel to heal. En hy moet in elk geval die lewe ervaar, hy gaan in elk geval sy eie journeys moet loop. Maar, as ek as hero van die bloedlyn, al klaar, net 'n bietjie die pad vir hom gelyk kan maak, deur te gaan en te sê, ouma Bess, jy's by my, jy was in my lewe, wat het jy vir my geleer? Ek gaan braaf wees en hierdie goed verander in die bloedlyn, ek gaan 'n hero wees, en ek gaan probeer om in te tree, en hierdie traumas uit te faseer, en ons gaan dit in die Sacred Journey, baie diep behandel. Die Sacred Journey gaan oor, my oupa grootjie was 'n alkoholist, my oupa was 'n alkoholist, my pa was 'n alkoholist, toe trou ek met 'n alkoholist, en nou is my kind 'n alkoholist. Daai bloedbande, daai bindings, ek wil dit nie kursus noem nie, ek noem dit miasms, ek noem dit patrone. As ek gaan terugkyk na my verlede en my bloedlyn, en ek kyk na daai miasms, kan ek vir julle sê, ek het al baie gebreek. Ja, ek het dalk al 'n paar gevorm, ek het al baie gebreek. Want ek het gesê, ek is die hero in my lewe. Ek het gesê, ek gaan van hierdie mat af opstaan, en ek gaan hierdie kind van my vat, en ek gaan sy handjie vat, en ek gaan sterk wees, al kan ek nie, al wil ek nie, gaan ek my kind se hero wees, en my eie hero wees, en ek gaan hierdie trauma loop stop. Ek gaan alles toepas wat ek leer, ek gaan alle knowledge inwin, en ek gaan die hero in my eie lewe wees, en ek gaan copy and paste, en ek gaan net wees. I'm going to be the energy, space and consciousness of hero. En dit beteken nie, al die wellness is 'n saint of 'n perfekte mens of het nie foute nie. Ek stap deur die woestyn elke dag, partykeer langs die trein, partykeer op die trein, partykeer agter die trein, partykeer na die trein. Ek stap hierdie pad net soos wat julle hom stap. Die lewe is 'n reis deur die woestyn met 'n trein. Dit is die lewe. En as ons dit kan aanvaar, en ons kan aanvaar dat in my lewe gaan ek by sekere stasies opeindig. In my lewe gaan ek sekere lesse kry, toetse kry, temas kry, maar daar is vir my hoop. Daar is vir my 'n oplossing. Al wat ek gaan moet doen, is om die hero te wees, om te kies, om die besluit te neem elke dag van my lewe en te sê, gaan ek van die mat opstaan? Gaan ek hierdie video's kyk? Gaan ek my navorsing doen? Gaan ek hierdie elixir aansmeer? Gaan ek verder 'n navorsing doen? Gaan ek aan myself commit? Gaan ek die hero wees in my eie lewe? Gaan ek verantwoordelikheid vat en gaan ek ophou om te verwag iemand anders moet my red? Want daar sit die bitterheid. Daai verwagting om te verwag iemand anders moet jou kom red. En baie welkom hier in die final word by die volgende stasie. Die stasie van Embark, nommer 15, is ek reg? Allow. Die stasie van bitterheid. Mara, hartdraandheid,
Ek kan nie vergewe nie. Ek kan nie laat gaan nie. Ek is bitter. Ons gaan nou embark op die stasie van bitterheid. En ons kan nie embark op die stasie van bitterheid as jy nog in PTSD was nie. En ons kan nie op die volgende 6 stasies embark het as ons nie weet hoe om daai gevoel van die PTSD, daai gevoel van die trauma, daai fisiese reaksie wat my lewe deurgaan, wat my liggaam voel, as ek nie weet hoe om met daai lok te gaan werk nie, kan ek nie verder trein ry nie. Want wanneer ons in bitterheid ingaan, gaan ons moet voel, ons gaan moet feel to heal. En ek gaan nie vir jou kan leer van bitterheid as jy in PTSD vasgehaak het nie. So kyk net hoe mooi volg die treine op mekaar. En kyk hoe mooi werk alles uit ten goeie. En kyk hoekom Renetjie het hulle hero vir ons voor 'n lou kom indruk. Dis belangrik om baie mooi te verstaan dat alle gevoelens word toegelaat. All feelings are allowed. All emotions are allowed. En nou het ek julle geleer in die trauma trein, dat wanneer daai emosie lok, en dis 'n onaangename gevoel, en ek onderdruk hom, en ek adresseer hom nie, en ek bewe hom nie uit nie, en ek feel to heal hom nie, en ek gaan ruk hom nie uit nie, en ek snyf hom nie uit nie, en ek gaan bære hom in die kas, in die tas, in my geraamte, dan gaan hy my kom katasa, in die vorm van 'n siekte, of 'n gemoedstoestand. So ons moet gaan, en ons moet nou in hierdie nuwe trein wat kom besef. Ek gaan all emotions that will come up, all feelings that will come up, I have to be in allowance. Ons gaan nou, in hierdie nuwe journey wat kom, ons geraamtes in die kas face. Ons gaan kyk na die geraamtes in die kas. En ons gaan alles waarvoor ons skaam kry, alles wat ons nie wil face nie, alles wat vir ons ongemaklik voel, al die feelings soos in inside out, want ons nie wil gaan nie. Ons gaan in allowance van ons donker kant moet kom. Ons gaan moet kyk hoekom haat ek my ex-man. Ons moet gaan kyk hoekom is ek verbitterd teenoor die ANC. Ons gaan moet kyk hoekom is ek kwaad vir Piet. Ons gaan kyk hoekom kan ek nie vergewe nie. Ons gaan nou gaan en ons gaan allow in die volgende journey. En ek is baie trots op julle almal en op myself dat ons hierdie hero journey gedoen het. Onthou nou, jy's die hero in jou eie lewe. En 'n hero can live a life of allowance.